Anatomie van 'n afvallige, Abraham Avonture 11, Genesis 20. Een van die groot bewyse van die bonatuurlike oorsprong van die Bybel is dat dit die waarheid vertel omtrent ons as mense. Soos jy die Bybel lees, sal jy vind dat dit die hele landskap van menslike aktiwiteit beskryf, nie net die positiewe nie, maar ook die donker kant. Op die bladsye van God se woord vind jy stories van moord, diefstal, misleiding, dronkenskap, egbreek, woede, morele verval, verkrachting, wraak, massamoord, korrupte leiers, omkopery, godsdienstige kwaksalvers en bedrieërs, om maar net 'n paar op te noem. Of soos hierdie ou sy siening teen 'n muur uitgebeeld het: I see humans but no humanity. In kort, die Bybel vertel vir ons die volle waarheid omtrent die mens se toestand. Dit probeer nie die donker kant van menslike sonde wegsteek nie. Teoloë noem dit die doktrine van totale verdorwenheid. Hierdie leerstelling wys vir ons dat sonde elke deel van ons menslike persoonlikheid aangetas het. Die liggaam, siel, gees, emosies, wil, bewustheid, intellek en gedagtes. Ons almal is besmet met sonde en daardie vlek het elke deel van ons lewens bereik. Iemand het dit so beskryf: as sonde die kleur blou was ons potblou oralsoor. Party van ons sou ligblou wees, ander donkerblou, maar ons almal sou een of ander skakering van blou wees. Romeine 3 vers 23 sê, ons almal het gesondig en ontbreek aan die heerlikheid van God. Ons almal het die teiken gemis, ten spyte van ons beste pogings. Ons is sondaars in murg en been. Hierdie vers is waar van selfs die heiligste mense wat jy ken. Ons almal het gesondig en skiet tekort as dit kom by die heerlikheid van God. Ons teks vandag het Genesis 20 onderstreep en bewys hierdie punt. Abraham is die heilige en Abimelech is die heiden, maar nou lyk Abraham soos die heiden en Abimelech soos die good guy. 'n Mens sou dink Abraham het uit sy vorige ervaring iets geleer. Onthou, dis nou net nadat God hom kom besoek het om vir hom die belofte te gee dat sy seun binne 'n jaar gebore sou word. Sy vrou Sara sou swanger word. Hy sou binnekort die pa word van Isak. Die storie begin so. Abraham het in die suidelike deel van die land rondgetrek en tussen Kades en Sur kamp opgeslaan. Terwyl hy in die omgewing van Gerar getrek het, en die mense hom oor sy vrou begin uitvra. Abraham het toe gesê dat sy vrou Sara eintlik sy suster is. Abimelech, die koning van Gerar, het Sara gesien en manne gestuur om haar te gaan haal. Nou, Gerar is in die gebied wat ons vandag seker die Gaza-strook sou noem. Jy kan sien dat dit nie te ver is van Mamre waar ons laas vir Abraham gesien het nie. Maar soos hy rondgetrek het met sy vee, het hy nou al in die grondgebied beland van koning Abimelech. Sy naam beteken letterlik, my pa is koning. Dit was dus 'n koninklike titel wat deur die Filistyne gebruik is. Soortgelyk is die titel Farao in Egipte. In Egipties beteken dit letterlik groot huis, en was dit die woord wat beskryf het die plek waar die koning gebly het. Later het mense die woord Farao begin gebruik as 'n titel vir die persoon wat in die groot huis bly. Toe Abraham en Sara dus hierdie gebied van Gerar betree het fluisterings die koning Abimelech bereik dat 'n beeldskone vrou sy dorp ingekom het. Onthou, sy was nou maar net 90 jaar oud en haar naam het prinses beteken. Sy was nou al amper die ma van Isak en mens wonder of haar swangerskap al sigbaar was. Sy moes uitsonderlik mooi gewees het om die aandag van die koning te trek. Soos dit die gewoonte was van daardie dae, kon die koning enige ongetroude vrou vir homself vat en haar deel van sy harem maak. Abraham het gevrees dat die koning hom dalk sal vermoor in sy poging om vir Sara in die hande te kry. Dus lieg hy oor Sara en noem haar sy suster in plaas van sy vrou. Nou, dit klink nogal heel bekend, nie waar nie? En dis nie die eerste keer dat Abraham hierdie leuen gebruik nie. Dieselfde ding het in Genesis 12 afgespeel, toe hy in Egipte was en die farao oogies gemaak het vir sy vrou. Nou, omtrent 24 jaar later doen hy weer presies dieselfde ding. Hoe kon hy so stupid wees? Miskien het hy vir sy lewe gevrees.
Abraham het alweer gelieg, want hy het vir sy lewe gevrees. As ons 'n paar verse verder sou spring, kom ons by sy perspektief van die saak af. Vers 11. Abraham het probeer verduidelik. Ek was bang, meneer, ek was bang. Ek het vir myself gesê dat hierdie plek se mense nie vir God ken nie, en dat hulle my sommer oor my mooi vrou sal doodmaak. Abraham het 2 foute begaan. Eerste, aangeneem dat niemand in Gerar vir God sou vrees nie. Maar in hierdie storie raak dit duidelik dat Abimelech die Here gevrees het. Tweedens neem hy aan dat Abimelech boos is, al het hy geen goeie rede vir sy opinie gehad nie. Het was waar dat hulle hom kon doodmaak oor sy vrou, maar die manne van Gerar het geen tekens daarvan gewys nie. Hierdie verskoningkie sou steeds nie sy sonde van misleiding geregverdig het nie. Tweedens rasionaliseer hy sy sonde. Hy sing dieselfde dingetjie as by die farao, met so 'n bietjie misleiding. Sara was sy suster, die dogter van sy pa, al het hulle ander maas gehad. Maar sy het Abraham se vrou geword. Sara was tegnies sy halfsuster, dus het hy sy leuen geregverdig deur 'n halwe waarheid. Maar in hierdie geval is 'n halwe waarheid net so goed soos 'n hele leuen, omdat Abraham geen intensie gehad het om die waarheid te praat nie, maar het eerder weg te steek. Op die ou end sou dit wel op die lappe kom. En meneer, sy is eintlik my suster. My pa is ook haar pa, maar ons het nie dieselfde ma nie. Derdens het hy Sara omgepraat om ook leuns te vertel. Ons kan Abraham se denke goed volg. Op 'n manier blameer hy dalk vir God wat die probleem veroorsaak het, deur hom te laat wegtrek het van sy pa se huis in Haran. Hy maak die probleem nog groter deur 'n leuen te gebruik wat manne sedert toekasse dae op vroue gebruik. As jy regtig lief is vir my, dan sal jy doetjie, 'n manipulasie. Alhoewel Sara gefouteer het deur saam te ploeg met die leuns, het die verantwoordelikheid daarvoor vierkantig op Abraham se skouers gerus. Toe God my destyds geroep en my ver van my ouerhuis af laat weggaan het ek vir Sara saamgevat. Ek het haar gevra om oral waar ons kom te sê, ek is haar broer. So sal sy wys dat sy my liefhet. Ons hoef nie ver te gaan soek na die onderliggende oorsaak van Abraham se sonde nie. Hy het 'n gebrek aan geloof in God getoon. Hy het getwyfel dat God vir hom sou kon sorg hier in Gerar. Dus gebruik hy 'n leuen om vir God so 'n bietjie uit te help. Maar God het nie daardie tipe hulp nodig nie. Daar is net 2 soorte teologie. Of jou God is groot en jy is klein, of jou God is klein en jy is groot. Wanneer ons siening van God al groter word, raak ons probleme al kleiner. If God were small enough to be understood, he would not be big enough to be worshipped. Wanneer jou God groot is, sal jou siening van jouself klein genoeg wees dat jy nie so laag sal buig om misleiding te gebruik as 'n manier om jou eie bas te red nie. Op hierdie punt het Abraham 'n te klein God gehad en hy het gevoel dat hy maar dinge in sy eie hande moes neem om die saak te beredder. Wat kan ons sê omtrent Abraham se sonde? En dit was lafhartig, dit was doelbewus, dit was oneerlik. Dit het Sara se reinheid in gedrang gebring. Hy het met sy storie probeer om 'n onskuldige man te mislei, en dit het oneer aan God gebring. Nie net het dit God se naam deur die modder gesleep nie, maar het dit ook Abraham se getuienis verwoes. Sonder twyfel kon God vir Abraham gebruik het as 'n getuie in Gerar, as hy maar net die waarheid gepraat het. Maar omdat hy gelieg het, het hy nie net sy getuienis verloor nie, maar ook enige geleentheid om 'n getuie vir die Here te wees. When good men do wrong, they do worse harm than when bad men do wrong, het iemand gesê. Dis omdat ons verwag dat slegte mense slegte dinge sal doen. Ons verwag van dwaase om dwaas op te tree, en ons verwag van goddelose mense om goddelose dinge te doen. So wanneer hulle verkeerd doen, is ons nie verbaas nie. Om die waarheid te sê, ons is eintlik baie verras as die goddeloses iets goeds doen. Wrong is wrong, even when everyone is doing it. Right is right, even if no one is doing it. Calvin vind 'n skuiwergat om skotvry af te kom. I decided to be a fatalist. All events are preordained and unalterable. Whatever will be, will be. That way, if anything bad happens,
It is not my fault, it's fate. Die kind vertel sy pa van sy groot insig. I've learned so much from my mistakes, I've decided to keep making them. Marcus Aurelius het geskryf, to expect bad men not to do wrong is madness. Ons verwag slegte dinge van slegte mense. Maar die wêreld verwag van Christene om hoër morele waardes en standaarde te hê. Hulle verwag van ons om anders te leef as hulle. As ons dit nie doen nie, maak ons ons getuienis vir Christus seer en dryf ons manne en vroue weg van die koninkryk van God. Niks maak so seer as om iemand te hoor sê, ek het nogal gedink daardie ou is 'n Christen, maar kyk net wat het hy aangevang. Hoeveel anders sou het nie gewees het as Abraham die waarheid vertel het nie, as hy God vertrou het nie, en as hy die gevolge aanvaar het nie. Kom ons kyk bietjie hoe God hom gestraf het. Vroeg die volgende oggend het Abimelek sy manne bymekaar geroep en hulle alles vertel. Almal was baie bang, en later het Abimelek vir Abraham laat kom en woedend gevra, wat het jy gedoen? Wat het ek verkeerd gedoen dat jy so 'n groot sonde oor my en my mense gebring het? Jy kon ons almal vernietig het. Jy het my en my mense in die allergrootste verleentheid geplaas. Waar het ek jou al ooit sleg behandel? Ag nee, wat Abraham. Wat jy gedoen het, is verkeerd. En weer eens laat God dit so uitwerk dat Abraham uitgevang word en in die publiek ontbloot word en verneder word in die oë van die heidene. Net soos wat dit vroeër in Egipte gebeur het, het Abraham se sogenaamde slim misleiding geboemerang en sy ware kleure gewys. Dit was ook die genade van God in die werk, want voor ons nie ons sondes sien soos hulle werklik is nie, sal ons in die versoeking wees om verskoningies te gebruik. Ons mag dalk sê, ja, dit was verkeerd, maar het was daarom nie so erg nie. Father, yesterday I beat up a politician. Die priester antwoord, my son, you should come here to confess sins, not good deeds. Telke herken jy jouself in party van die verskonings wat ons gebruik. Niemand is tog perfek nie. Ek is maar net 'n mens. God ken tog my hart. Ons almal sondig mos maar. Dis nie my skuld nie. Ek maak tog niemand seer nie. Wat ek gedoen het, werk vir my en maak my gelukkig. God se genade is mos groot genoeg om my sonde te bedek. God het my te lief om my te straf. Ek is mos in beheer van my eie lewe en my bestemming. Ek glo nie dis sonde nie. Almal doen dit mos, so dit kan nie verkeerd wees nie. In hierdie geval kon Abraham nie sy tekort aan ervaring gebruik nie, soos hy 25 jaar van tevore gedoen het nie, of enige gebrekkige kennis van God nie, want hy het nou al vir 'n kwart eeu saam met God gewandel. Hy kon ook nie die inwoners van Gerar beskuldig daarvan dat hulle onder die belt aanmerkings gemaak het omtrent Sara nie. Nee, daar is geen verskoning vir wat hy gedoen het nie, dus is sy publieke vernedering heel gepas. Hy het dit dubbel en dwars verdien. Spreuke 28 sê, wie sy oortredings toesmeer, sal nooit gelukkig wees nie. Wie sy sonde bely en nooit weer slegte dinge wil doen nie, sal die Here se liefde ervaar. Abraham kon niks vir God wegsteek nie. Daar was geen manier waarop hy sy sonde kon toesmeer nie. God sien in die lig en in die duisternis. Dus was dit vir God kinderspeletjies om die geheime sondes van sy kind te ontbloot. Dit is hoekom dinge wat in die geheim gefluister word, eendag van die huise se dakke af uitbasuin sal word. Wat met Abraham gebeur het, sal ek vroeër of later gebeur met enige iemand wat probeer om in die geheim te sondig. Jy dink dalk jy kom weg daarmee, maar God weet, daar is gevolge op pad. Dit mag dalk vreemd klink vir ons, maar God het sowaar vir Abraham en Sara beskerm in hierdie gedeelte as besoekers in Gerar. Selfs al was dit baie duidelik dat Abraham verkeerd was en Abimelek nie oortree het nie, ken God steeds sy kinders in teenstelling met die duiwelse volgelinge. Die twee groepe sal nooit verwar word deur die almagtige God nie. Psalm 121 sê, die Here is jou oppasser. Hy sal altyd by jou wees. Niks of niemand kan jou kwaad aandoen nie, al is hy hoe sterk. God pas jou elke dag op teen allerlei moeilikhede en probleme. Hy sal jou lewe mooi oppas. Die Here sal jou oppas waar jy ook al is, by die huis, by die werk, of miskien ergens op pad. Hy sal jou altyd help, of jy kom en of jy gaan, nou en in die toekoms.
God het steeds sy uitverkore liefde op Abraham uitgestort, selfs al was hy verkeerd, want hy was God se kind en eiendom. God beskerm hom bonatuurlik, of hy nou dit verdien of nie. Ons sien hoe God het gedoen het op 4 maniere. Eerstens waarsku God vir Abimelech in 'n droom. En duidelik het Abimelech geen idee gehad wie Sara was nie, net dat sy baie mooi was op gevorderde ouderdom. Hy het ook geen idee gehad omtrent die belangrike rol wat Abraham sou speel in die groter plan van God nie. Die Here het egter in 'n droom vir Abimelech gesê, jy is so goed as dood oor die vrou wat jy gevat het, want sy is 'n ander man se vrou. Gelukkig het Abimelech nog nie aan Sara geraak nie. Daarom het hy vir die Here gesê, Here, sal u regtig onskuldige mens doodmaak? Abraham het self gesê dit is sy suster, en ek het hom geglo. Boonop sê sy ook dat Abraham haar broer is. Hoe moes ek dan nou geweet het? My bedoelings was goed en my gewete is skoon, maar hulle het my mislei. God het Abimelech geantwoord, ek weet dit. Ek weet jy het dit goed bedoel, maar hulle het jou mislei. Dit is hoekom ek gesorg het dat jy nie naby haar kom of by haar slaap nie. Maar nou moet jy haar vir haar man gaan teruggee. As jy dit nie doen nie, sal dit sleg met jou en jou mense gaan. Abraham is eintlik 'n goeie man, hy is 'n boodskapper van my en hy sal vir jou bid. Abimelech het sy onskuld uitgespreek, maar in God se oë het hy op die punt gestaan om die wraak van God te beleef. God waarsku egter vir Abimelech en wys vir hom hoe hy lewendig van die saak kan afkom, as ware waar die agterdeur is, dat hy heelhuids kan wegkom. Hy moet vir Sara teruggee aan Abraham en dan vra dat Abraham vir hom bid. As hy dit nie sou doen nie, sou hy en sy hele huishouding te sterwe kom. Dit sal sleg met hulle gaan, sê hierdie vertaling. Tweedens het God vir Abimelech gestraf met 'n fisiese siekte. Duidelik lyk dit of God vir Abimelech met een of ander siekte getref het wat hom weerhou het daarvan om met Sara te slaap. Pynlik soos dit sou wees, was dit ook God se genade wat bewys word aan 'n heiden, want dit het die koning daarvan weerhou om egbreek te pleeg. Dit sou vir hom die dood gekos het, deur die hand van God. Abraham het vir Abimelech gebid, en dit het baie goed met hom en al sy mense gegaan. God het Abimelech heeltemal gesond gemaak, en sy vrou, as ook al die ander vroue, kon weer kinders in die wêreld bring. Derdens lyk dit of Abimelech se vroue nie kon swanger raak nie. Maar nie net Abimelech is deur die siekte getref nie, maar al sy vroue kon skielik nie meer kinders kry nie. Dit was 'n waarskuwing vir Abimelech oor die groot fout wat hy gemaak het om 'n ander man se vrou in sy harem in te neem. As die koning het hy waarskynlik die reg gehad om enige ongetroude vrou te vat wat hy wou hê, maar hy kon nie 'n ander man se vrou vat nie. Jare later sou ons te doen kry met Dawid en Batseba, waar hy as die koning wel 'n ander man se vrou gevat het en gesorg het dat haar man Uria doodgemaak word. Sy het deel van sy harem geword, maar dit het nie die seën van die Here weggedra nie. Deur kinderloosheid te veroorsaak het God dus gesorg dat Abimelech se lyn sou eindig. Hy sou geen troonopvolgers hê nie en sy troon sou dus deur iemand anders oorgeneem word. Deur hierdie insident het God gewys hoe belangrik Abraham vir hom was en hoe ver hy gewillig was om te gaan om sy kinders te beskerm, selfs te midde van grove ongehoorsaamheid en leuns. En dit laat 'n mens wonder, hoe lank was Sara in sy harem? Duidelik lank genoeg dat Abimelech kon agterkom dat daar 'n groot skroef los is met sy nasate. Nie een van sy vroue kon kinders kry nie. Was dit 'n week of 'n jaar, ons weet nie. Al wat ons weet was dat Sara binne 'n jaar 'n kind sou hê op grond van die Here se belofte. Vierdens raak Abraham se sonde publieke kennis. Hierdie publieke blootstelling het verskeie dinge bereik. Eerstens is Abraham geforseer om die realiteit van sy sondige gedrag en misleiding in die oë te kyk. Tweedens het dit 'n voortgaande swakheid in sy mondering en lewe uitgewys. En derdens het dit hom weerhou daarvan om voort te gaan in sonde en selfs nog groter foute te maak. Vierdens het dit gedien as 'n waarskuwing aan hulle wat die saak dopgehou het. God haat misleiding en egbreek. Vyfdens het dit die feit onderstreep dat God nie mank en onkapabel op die kantlyn sit en toekyk hoe sy kinders in sonde vasval nie. Sesdens het dit vir Sara beskerm teen die sonde van egbreekery.
In die 7de plek het dit die beloofde saad van Abraham beskerm van korrupsie deur die hande van heidene. Meer as 100 jaar gelede het Spurgeon geskryf dat God nie sal toelaat dat sy kinders suksesvol sondig nie. Ons mag dalk sonde doen en dikwels, en party sonde sal ons dalk vir 'n lang tyd in vassit. Maar die waarheid is dat God gaan ingryp in die lewens van sy kinders, om hulle te dwarsboom en te frustreer, wanneer hulle dink dat hulle met sonde gaan wegkom. Sometimes the divine intervention of God means breaking allegiance with what you love. Jy mag dalk soos die verlore seun ontsnap na 'n ver land om daar in sonde te gaan lewe, maar op die ou end sal die verlore seun opeindig tussen die varke. God sien toe dat sy kinders moet val met sonde. Dis ook die genade van God, selfs al voel dit nie so op daardie stadium nie. So wat kan ons leer uit hierdie storie? Eerstens, ons almal worstel op sekere terreine van die lewe tot die dag van ons dood. Daar is sekere optimistiese sienings van die Christelike lewe, wat ons wil paai met die gedagte dat sonde nie so erg is nie. Daar is ook mense wat omtrent net oor sonde kan praat, en in die proses die realiteit van die nuwe lewe ignoreer, wat God vir ons gee sedert ons redding. Party mense glo in 'n afgewaterde vorm van sondelose perfeksie wat die realiteit van sonde ontken, en die innerlike korrupsie van ons harte wat ons by Adam geërf het, miskyk. Worstel jy met 'n spesifieke sonde? Voel dit vir jou soos 'n ketting wat jy net nie gebreek kry nie? Miskien is dit nodig om die onderskeid te verstaan van worstel teen sonde versus leef in sonde. There's a difference, living in sin versus struggling with sin. Living in sin is choosing a lifestyle of disobedience. No conviction, no repentance. Struggling with sin is fighting against it. You feel the weight, you want freedom. And living in sin is embracing it. You're comfortable, unbothered, unrepentant. Struggling with sin is resisting it. You may fall, but you get up, you repent, you keep pressing. Don't confuse the two. God can deliver the struggler, but the one who chooses to live in sin is rejecting him. Sonde sal jou intimiteit met God vernietig, en dis nie die prys werd nie. Iemand vra eendag sy predikant, hoekom vertel jy ons dat ons gaan sukkel met sonde, tot die dag wat ons sal doodgaan? Is dit nie bietjie 'n pessimistiese siening wat mense juis ontmoedig nie? Die prediker het geantwoord, dit mag ontmoedigend wees, maar is ook waar. Veronderstel jy kry pyn in jou knie wat jou rondloop moeilik maak en jou tennis onmoontlik maak. Jy gaan na die dokter toe en die dokter vertel vir jou dat jy 'n vorm van arthritis het wat behandel kan word met medisyne, maar nooit volledig genees kan word nie. Met die nodige medikasie sal die pyn onder beheer gebring kan word, maar die kondisie sal met jou wees vir so lank as wat jy lewe. Hoe sou jy reageer op sulke nuus vanaf jou dokter? As jy soos die meeste mense is, sal jy die dokter bedank dat hy jou reguit die waarheid vertel het en nie vir jou valse hoop geskep het nie. Dieselfde is ook waar op geestelike terrein. As Romeine 7 waar is, beteken dit dat ons gaan worstel met sonde tot die dag wat ons doodgaan. Dit beskryf nie wêreldse Christene nie, maar eerder volwasse Christene, wat daagliks worstel met die innerlike begeerte om te sondig. Niemand groei ooit na 'n plek waar sonde nie langer 'n versoeking vir hom sal wees nie. Of soos hierdie ou het verwoord het, temptation is not a sin, but playing with temptation invites sin. Deur God se genade sal ons groot oorwinnings behaal in ons worsteling teen sonde. Party sondes sal verower word en nie meer 'n probleem wees nie. Ons kan groei in die genade van God deur die werke van die vlees dood te verklaar. Dit is ook waar dat ons verskeie geestelike oorwinnings sal beleef, soos ons dag vir dag worstel met sonde. Maar ten spyte van elke oorwinning wat ons beleef oor 'n sekere sonde, kan ons nooit sê, ek sal dit nooit weer doen nie. Jy weet nie wat jy sal doen of nie sal doen, as die omstandighede reg is nie. In Korintiërs 10 sê, wees daarom geestelik wakker. As jy gerus begin word en dink dat niks jou geestelik van stryd kan bring nie,
val jy miskien juis in die kloue van versoekings en sonde. Nou praat ek nie van buitengewone versoekings nie. Genesis 20 bewys hierdie punt. Het lyk of Abraham en Sara 'n ooreenkoms gemaak het om te lieg oor hulle getroude status reeds sedert die vroeë dae nadat hy Ur van die Galdeërs verlaat het. Miskien het Abraham dikwels gelieg oor sy vrou, al is sy leuns net 2 keer uitgevang. Ons weet vir 'n feit dat hy in Genesis 12 gelieg het oor sy vrou en toe weer in Genesis 20. Al was die 2 insidente van mekaar geskei deur 'n kwart eeuse tyd wat verbygegaan het. Eenhou bieg dat hy onder druk was en op 'n slegte plek, toe verloor hy sy meer en sê dinge oor sy vriende wat hy nie moes gesê het nie. In die dae sedert sy uitbarsting het hy 'n swaar prys betaal vir sy optrede. Daardie woorde wat hy uitgespreek het 'n lewe van hulle eie gehad en gereeld teruggekom om by hom te kom spook. As die genade van God nie aan die werk is in ons lewens nie, is dit tikkers met ons, dis neusie verby. Soos ons groei in Christus, kan ons dalk begin dink dat ek nou buite bereik is van hierdie of daardie sonde. Dit kan dalk waar wees, as iemand voorheen geplaas deur welles, hy dalk nou mag dink dat dit nou nie meer 'n probleem vir hom is nie. Of dit kan gierigheid wees, of jaloesie, of vertragings, of dronkenskap, of dwelmmisbruik, of onvergewensgesindheid, of die versoeking om in woede uit te bars. Ons mag dalk onsself oortuig daarvan dat ons oorwinning behaal het oor daardie sonde, sodat ons begin glo dat dit onmoontlik vir ons is om ooit weer daardie sonde te doen. Min van ons sal so braaf wees, maar baie van ons klop onsself op die skouer as ons in die stilligheid daaroor dink. Soos ons al meer verander word na die beeld van Christus, sal ons bewuswording van sonde toeneem, nie afneem nie. Die proses van heiligmaking waardeur ons as gelowiges gaan, maak ons al meer soos Jesus. Soos ons al meer soos hy word, neem ons bewustheid van sonde toe. Het gebeur omdat sonde nie net iets is wat ons doen nie, maar iets is wat ons is. Ons menslike natuur is deurdrink van sonde, diep daarbinne is ons gekorrupteer, sodat ons in hierdie lewe nooit 'n punt sal bereik waar ons kan sê dat ons nou perfekte heiligheid bereik het nie. Daardie proses van al meer heilig word, begin die oomblik as ons tot bekering kom en gaan voort deur ons hele Christelike lewe en sal eers voltooi wees as ons arriveer in die hemel. As jy dus bewus raak daarvan dat jy alweer jou meer verloor het, kan jy van God dankie sê dat hy so goed is vir jou, dat hy jou verneder het voor jou vriende en gemaak het dat jy jou sonde op 'n heel nuwe manier sien. Ek kan nie langer spog oor my sogenaamde oorwinning in daardie area nie. God het die gordyne oopgetrek om die sondigheid van ons harte te ontbloot. Ek is nie trots daarop nie en ook nie gelukkig met die feit dat sonde nog steeds in my vasdraplek het nie. Tog kan ek dit nie ontken dat ek beide 'n geredde persoon is en ook die grootste van alle sondaars is nie. En beide is tegelykertyd waar. Ons moet dus nie verbaas wees as ons sukkel met sonde op sekere terreine van ons lewe vir jare lank nie. Enige oorwinning oor daardie sonde is maar gedeeltelik of tydelik. Sonde bly in ons tot die dag wat ons doodgaan. Tweedens, niemand bereik 'n plek waar hulle immuun is teen versoekings nie. As jy 1 Korintiërs 10 sou lees, sou jy sien dat die versoeking om te sondig by ons sal wees vir altyd. Dit kom op baie verskillende maniere. Die grootste gevaar waarteen Paulus ons waarsku, is die gevaar van aannames. Dit is net mooi wanneer ons dink dat ons geestelik gearriveer het, wat ons in die grootste gevaar verkeer. Versoeking is bekende terrein vir ons, want ons beleef allerlei versoekings elke dag. Dit wil selfs lyk of versoekings of toetse een van die maniere is wat God gebruik om ons al meer volwasse te maak. Partykeer hoor mense dat iemand verskonings maak vir sy sondes met die woorde, die duiwel het daardie gedagte in my kop gesit. Gewoonlik is dit een of ander verskriklike gedagte wat ons seker is nie uit onsself kom nie. Party mense beleef allerlei bizarre en bose gedagtes terwyl hulle met toe oë sit om hulle self gereed te maak vir die nagmaal. Waar kom dit vandaan? Sekerlik met sulke gedagtes direk van die Satan afkom, aangesien die persoon besig was om te mediteer op die dood van Christus. Sou Satan dan nie juist so 'n heilige oomblik wil verstuur deur 'n bose gedagte in ons koppe te plant nie?
Hoe meer skok in die gedagte is, hoe makliker word die gelowige van stryk gebring. Party van ons het al so iets beleef tydens gebed, of terwyl ons 'n lofsang sing, of wanneer ons nagmaal gebruik. Die gedagte is waarlik boos en van so 'n natuur, dat mense dit nie hardop wil herhaal nie. Ons weet wel dat die duiwel ons versoek. Niemand ken die volle omvang van wat die duiwel alles sê of hoe sy bose werk gedoen word nie. My bekommernis is dat ons maklik erge slegte sondes aan die Satan toeskryf, terwyl die ligter sondes ons eie toedoen is. Dis asof ons sê, 'n klein sonnetjie is sekerlik ek. 'n Medium sonde kan dalk ek wees, maar 'n aaklige erge sonde moet sekerlik van die duiwel afkom. So asof ons dan skotvry van die saak kan afkom. So analise is nie baie hulpsaam nie, want dit neig om ons weg te lei van persoonlike verantwoordelikheid vir ons eie gedagtes en dade. Hoe jy ook al voel oor die saak van sonde, lyk dit of Genesis 20 ons leer dat selfs gevorderde gelowiges allerlei versoekings beleef op baie terreine van die lewe. En maak dit ons gedurig moet veg teen dieselfde sondes. Billy Sunday het gesê, "The reason you don't like the Bible, you old sinner, is because it knows all about you." Derdens, wanneer ons weier om ons eie swakheid in te erken, laat God toe dat ons oor en oor getoets word. As 'n kind weier om gehoorsaamheid by sy ouers te leer, sal God daardie kind onder 'n tawwe afrigter sit op skool, of 'n veeleisende Engelse onderwyser. As die kind nog steeds nie gehoorsaamheid geleer het teenoor hulle wat 'n autoriteit is nie, sal God dieselfde ding doen tydens sy collegejare. As die kind nog steeds gerebelleer, sal God toelaat dat hy onder 'n slegte of harde baas werk. Of hy sal hom laat eindig in die weermag waar hy geforseer word om dissipline en onderdanigheid te leer. As hy nog steeds nie sy les geleer het nie, kan hy dalk opeindig in die tronk. Dieselfde beginsel kan ons toepas op baie terreine van ons lewe. Seksuele versoekings, vloektaal, woede, bitterheid, 'n geneigtheid om te lieg. As ons weier om ons eie swakhede in die oë te staar, sal ons eenvoudig oor en oor in daardie terreine getoets word. Die huwelik is so 'n toetsgrond. Ons mag dalk ons foute wegsteek voor ander mense, maar vroeër of later sal die sandpapier van die getroude lewe al ons skynheiligheid afskuur. Hulle sê die liefde is blind, maar die huwelik is die bril. Die huwelik is een van God se beste stukke gereedskap om onsself te laat sien hoe ons werklik is. Op 'n manier is 'n huwelik 'n stuk genade van God, wat ons foute ontbloot, maar ons ook motiveer om te verander en geestelik te groei na volwassenheid. Vierdens, eerlike heidene lyk soms beter as teruggevalle Christene. Dis hoekom jy seker al Christene hoor sê het, ek sal eerder 'n eerlike ongelowige huur, as om vir 'n Christen vir my te laat werk. En jy is die enigste Bybel wat baie mense ooit sal lees. Watter boodskap sal die mense waarneem in jou lewe? In ons teks het Abimelech op die ou en beter gelyk, meer regverdig as Abraham. Dit behoort ons nie te verbaas nie, want wanneer die regverdiges in sonde val, sink hulle selfs laer as 'n ongelowige. Vyfdens, God se genade is veral sigbaar wanneer ons persoonlik misluk. Hierdie is 'n woord van hoop wat ons nodig het om te hoor. Abraham het God se genade beleef dwars deur die storie, ten spyte van sy eie misleiding en sonde. Dieselfde is ook waar van my en jou. Selfs al is God se genade aan die werk in ons lewens, sal ons dit eers raak sien na 'n groot persoonlike mislukking. Dis wanneer ons God se genade die meeste nodig het. Sestens, God doen sy beste werk met nie perfekte mense. Ons kan dink aan baie Bybelse manne en vroue wat groot swakhede gehad het. Abraham het 2 keer gelieg, Sara het vir God gelag, Moses het 'n man doodgemaak, Samson het by prostituut geslaap, Dawid het egbreek gepleeg, Petrus het vir Jesus verloon. Ek is seker dat Abraham sy sonde goed gepraat het, deur te sê dat hy net op hierdie manier seker maak dat sy vrou goed versorg kan word. Hy het aangeneem dat God nie vir hom sou sorg as hy die waarheid praat nie. So gryp hy toe na misleiding. Maar God demonstreer dat hy in staat is om vir Abraham te sorg, selfs wanneer hy sondig.
God het met Abimelech gepraat dat Abraham vir hom sal bid. Hier sien ons die genade van God aan die werk, selfs gedurende Abraham se sonde. Alhoewel hy gelieg het en sy vrou bykans verloor het, het God hom steeds gesien as 'n profeet en 'n boodskapper. 'n Sondige, ongehoorsame profeet, maar nog steeds 'n profeet. Een keer 'n profeet, altyd 'n profeet. Eenmal 'n kind van God, altyd 'n kind van God. Eenmal gered, altyd gered. Dis opmerklik dat hierdie jammerlike episode nooit weer genoem word in die Bybel nie. Dit is wel ingesluit hier in Genesis, sodat ons gewaarsku kan word. Maar dit word nooit weer genoem nie, sodat ons bemoedig kan word. Daar is hoop vir ons almal, selfs al het ons afgedwaal of teruggegly of afvallig geword. Dit bring ons na 'n tyd van eerlike selfondersoek. Is daar sekere weggesteekte plekke in jou lewe waar jy sonde vertroetel en toelaat en wegsteek? Het jy die gewoonte om sondige tendense goed te praat en verskonings te maak vir sondige gewoontes, in plaas daarvan om deur die Gees ontslae te raak van die dade van die vlees? As ons nie roekeloos eerlik is met onsself nie, staan ons in die gevaar om presies dieselfde te doen as Abraham. A church is a hospital for sinners, not a museum for saints, het iemand opgemerk. En die storie dryf ons ook terug na die kruis van vergifnis wat ons nodig het. As jy sal voel soos 'n mislukking oor 'n keer wat jy afvallig geraak het, moenie wanhoop nie. God se genade is genoeg en in oorvloed beskikbaar vir hulle wat hulle sondes eerlik bely. If God didn't forgive sinners, heaven would be empty, het iemand opgemerk. As jy 'n Christen is, sal jy vergifnis en genesing ervaar deur terug te keer na Jesus Christus. Hy is getrou en regverdig om jou te vergewe en jou te reinig van alle ongeregtigheid. Afvalliges is altyd welkom by God. God draai nooit sy rug op enigeen wat na hom toe kom in die naam van sy seun nie. What's the penalty for backsliding? Wou die ou weet toe hy die 10 gebooie vir die eerste keer hoor. Die beter vraag is, wat kan ek doen om terug te keer na God? Sal hy my aanvaar? Ja, hy wag vir my met oop arms, soos die pa wat die verlore seun ingewag het. As jy onseker is waar jy vandag staan met die Here of jy voel dat die gewig van jou sonde te veel is dit 'n positiewe teken. Die enigste persoon wat nooit gered kan word nie, is die een wat dink dat hy nie redding nodig het nie. Vir die res van ons is daar oorvloedige genade, waarin Jesus graag ons wil vryspreek van al ons sondes. Here, ek erken dat ek dit baie goed reg kry om my lewe op te mors. Ek is jammer vir die baie kere wat ek U en ander teleurstel. Ek kom na U toe in my gebrokenheid. Ek verdien niks nie, maar weet dat U my sal vergewe as ek na U toe draai. Ongeag wat ek alles aangevang het, wil ek graag herstel word in my verhouding met U. Dankie Jesus dat U dit vir my moontlik maak. Amen.